Goeiemôre aan elkeen. Wat 'n lekker oggend is dit nie om vanoggend by mekaar te kan kom. Kom ons staan saam en ons maak die Here se naam groot. Here, ons kom net vanoggend met oop harte. Kom ons voor U en ons kom dankie Here vir hierdie geleentheid, vir hierdie nuwe dag, Here. Solank as wat ons lig in ons longe het, Here, sal ons U loof en sal ons U prys, want U is waardig om geprys te word in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons krag lê nie daarin hoe suksesvol ons is, of hoe mooi ons is, of hoe sterk ons is nie. Ons krag lê daarin om die Here se naam groot te maak, om hom te prys self in die storms. In hom lê ons krag. Hy is die koning van die eeue. Met hande hoog sal ons die prys, met harte hoog ons lof bewys, want die is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil die leer, in ons aanbidding bly beweer, ons is die verried, so hoor ons halleluja. Kom en word verheerlik Heer, ons troon nie weer en weer, koning van die eeue. Want die is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil die leer, in ons aanbidding bly beweer, ons is die verried, so hoor ons halleluja. Kom en word verheerlik Heer, ons troon nie weer en weer, koning van die eeue. Kom en neem alleen die eer, ons trone neer, koning van die eeue. Wees koning van ons harte, Here neem beheer, wees koning van ons lewens, Here meer en meer, wees koning van ons harte, Here neem beheer, wees koning van ons lewens, Here meer en meer. Kom en word verheerlik Heer, ons troon nie weer en weer, koning van die eeue. Kom en neem alleen die eer, ons lê ons trone neer, koning van die eeue. Kom en word verheerlik Heer, ons troon nie weer
feet and you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal you have won the day. Celebrate, Jesus is alive. He's alive, and oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, and I'll never be the same, and forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, and Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace, every pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive, and oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, and I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, and I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious day, Jesus. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, and I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, and I'll never be the same, and forever I am changed, and forever I am changed. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting, and I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. And I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't.
I'll praise 'cause I know you're still in control. And my praise is the weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. So as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. And I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Yes, I'm gonna praise the Lord, oh my soul. And I'm gonna praise the Lord, oh my soul, oh my soul. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. And I'm gonna praise the Lord, oh my soul. And I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Yes, I'm gonna praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde voor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Koning hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Heer is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons heil en hy is ons wapen, hy die vyand reeds verstaan. En hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. As bassyne staan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord wat ewig kloor. Want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys
wat glo in die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou en is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op die sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop betoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly getrou, ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou en is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op die sal ek vertrou en is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op die sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op die sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op die sal ek vertrou. En is my God, en ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op die sal ek vertrou. En is my God, en ek vertrou die grote naam, en die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op die sal ek vertrou. Op die sal ek vertrou. Ja, op die sal ons vertrou. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb.
and all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Yes, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. So hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, and you will always be holy, and holy forever. Right, sit asseblief. Mila, ek kan nie hierdie klip op my rug vasmaak. Luister, ek is so bly om almal te sien en nee, hier's 'n klip op my rug. Is hy vas? Ja, wat? Ons klip hy af. As hy. Right. So baie welkom by ons. Ons gee geleentheid vir die kinders om saam kinderkerk toe te gaan.
Hier's Tannie se beheer vir daai sake. Luister, vergewe ons vir daai waaiers wat so toue hang daar. Dis nie ons manier van doen nie. Ons gaan dit definitief regmaak. Julle gaan dit sien. Ons gaan albei plekke hier oopmaak en kry en wegkry. Goed, so almal kan my mooi hoor daar agter ook. Lekker. Goed. Ek wil saam met jou bid en ek wil die Here vertrou vir 'n deurbraak in jou lewe vanoggend. Ons het lekker 'n voorreg hier om 'n kind ook aan die Here toe te wy. Dit is vir ons besonder wanneer ouers kom en sê, luister gou, ons wil ons hart en ons getuienis en ons medewerking saam met die Gees van die Here hier neersit om te sê, luister, wil julle nie asseblief help en kom ons maak hierdie kinders groot in die weë van die Here nie. So dis ons hartsbegeerte. En ons het 'n inseëning dan met die gevolg is tot hierdie kind self kan besluit, self tot geloof kom in die Here, kan hy dan self ook daardie belofte voor die Here aflê. Gee nog so 'n kansie daar agter dat die ouens settle en alles. En dan wil ek jou vertel van hierdie storie. Ek verstaan min of meer waar kom die rock band van ding vandaan. Ek dink dit is 'n Bybelse beginsel. Ek het so 'n idee. Ek gaan julle nou sê hoekom. Dankie Ines, ek dink dit dra seker daar agter. Sop dit vir die kapsels. Luister, hulle het gesê as jy die fans op 3 stel, dan moet jy maar meer kyk daar na 1 Korintiërs 14 waar daar staan die vrouens moet weer hoede dra in die kerk. Gaan maar oor 'n ou se dos. Ons wil nie daartoe gaan nie. Wees maar versigtig. Right. Okay. Almal rustig. Ek het gepraat van rockmusiek. Luister gou hier. Jesus kom Jerusalem binne. In die Hebreëus klink dit so, as die mense palmtakke en klere op die grond gooi, dan sê hulle Abach, Abarushem, Adonai, geseënd is hy wat kom in die naam van God. Baruch, Abba Hashem, Adonai. En dan sê die ouens, maak hulle stil en sê, hey, moenie lawaai nie, moenie oproerig raak nie. Dan sê die Here vir hulle, luister gou, as hulle my nie loof nie, sal die klippe, the rocks will praise me. Dis rockmusiek. En dan sit hy op 'n stadium, hierdie selfde Jesus, en dan sit hy op 'n stadium en sê hy, Jerusalem, Jerusalem, hoe graag wou ek jou bymekaar maak soos 'n hen na kykens, maar jy wou nie. Nou laat dit van ons nie die geval wees nie. Ons wil by die Here wees, en vanoggend 'n interessante gedeelte van die eerste preekreeks wat so oplei hier na Paasfees toe, na Goeie Vrydag toe, en kom ons sluit ons oë in aanbidding. Here Jesus Christus, ons harte is nou gedraai na U toe, die begin en voleindiger van ons geloof. Here, ons is nou enkel gefokus op die werk wat U begin het, maar ook gaan klaarmaak, en vanoggend het ons nodig dat U die kettinge en die boeye kom breek in die areas van ons lewe waar ons nog nie waarheid beleef nie. Kom bedien ons deur die Heilige Gees, deur die aanbidding, deur die lofprysing van stemme wat opgaan in gebed. Nou Here, wanneer ons vra, kom maak ons vry, kom bevry ons en maak ons los. Here, U het nie verniet gesterf nie, en soos ons hier sit, is die dankbaarheid in ons hart, die getuienis van ons lewe, en dan leef ons in die lewe, in die vrees van die Here, afhanklik van alles wat van U afkom uit U hand uit. Ons eer U en aanbid U en loof U heilige naam. Amen. Amen. Baie dankie aan die groep wat hierbo was saam met my. Baie dankie aan ons man wat die klank hanteer. Hy het 'n taamlike werk gehad om al hierdie nuwe mikrofone en goeders op te koppel, en hy doen 'n uitstekende werk daarvan. Marinus, baie dankie. Davie, ek hoop julle geniet julle kuiertjie waar julle is. Ek en jy is in die woord, en ons is in 'n baie interessante gedeelte, en ek wil wegspring in Genesis. Maar voordat ek na Genesis toe gaan, wil ek eers by jou hierdie gedagte los. Ek wil begin met 'n nuwe reeks, en die reeks is, wie het vir jou gesê? Luister, daar is sekere goed wat jy in jou lewe glo, en dan het my pa altyd ingestap, as ek nou vol bravade die nuus gekyk het, of een of ander ding ge-YouTube, en dan sal ek nou vir hom sê, man, luister, hierdie is die nuutste inligting, en dan sal hy sê, wie het vir jou gesê? Nou die vraag in my hart vanoggend is, wie het vir jou gesê? En vanoggend se boodskap gaan oor, wie het vir jou gesê, jy moet wegkruip? So in hierdie nuwe reeks wil ek so 'n bietjie kyk na dit wat ons vashou en gebonde hou, in die waarhede wat ons eie gemaak het, wat nie eintlik van die Here afkom nie, nê?
wanneer ons leuns gaan vervang met waarheid, wanneer ons skande gaan vervang met genade, en wanneer ons vrees gaan vervang met geloof. Wie het vir jou gesê? Nou, ek gaan dit nie doen nie, ek haat dit as die mense dit met my doen, maar as jy nou vir die ou langs jou wou gedraai het, wie het vir jou gesê? Wat sien jy daar? Moet ons hom omdraai? Wat is skerm? Maar wat is skerm? Kaast hy nie? Wag, ek gaan hom seker nou moet kaast. Stop mirroring. Cast my screen. Nog niks? Waar is hy? Ek wil net hierdie kant in beweeg. Goed, as ons nou mooi. Hulle is bekommer, dit kom nie op die TV nie. Hierdie manne bring nie meer Bybels nie, kerels, julle moet vir ons bid. Het gaan nou sleg, by die Kompas gemeente. Alright, so julle kan nou die teks ook sien al boete nie, maar ons is nou nog nie daar nie. So, wie het vir jou gesê? Wie het vir jou gesê jy is nie goed genoeg nie? Wie het vir jou gesê jy is arm? Wie het vir jou gesê? Jy weet, hierdie goed wat die wêreld kom, en wat interessant is in vandag se tyd is, die feit dat die goed oor die lig populêr is nie te sê dis die waarheid nie. Nie noodwendig die waarheid nie. So hier is die eerste teks, vir die ouens wat nou wil saam kyk. Ons is in Johannes 8 vers 32, kyk gou saam met my hier. Is ons al bo? Lekkertjies. Right. Die gedeelte is hier, en dit staan daar uitdruklik, en julle sal die waarheid ken, hier is nou die ABA, kom ek kry julle net op die translation waar ek is, die vertaling waar ek moet wees, is in die 83, 8 vers 32, goed, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak, okay? Dis die beginsel van ons as gelowiges, om die waarheid te ken, en om bevry te word deur die waarheid. So op grond van dit wat jy weet, beleef jy of vryheid of gevangenskap. Is dit nie so nie? Op grond van dit wat jy weet. So daarom sal dit wat jy glo, jou lewe beïnvloed. En jy sien dit met al hierdie bygelowe en kulture en interessante goed wat die ouens glo. Dis eintlik vreemd, maar daar's die heeltyd hierdie oorlog tussen waarheid en leuns. Waarheid maak ons vry, leuns hou ons gevange. So enige plek in jou lewe waar jy gevange is van 'n sekere situasie of omstandigheid, wil ek amper vir jou sê, het die waarheid van God nog nie in daardie area ingekom nie. Beleef jy nog nie die waarheid van God nie? So dis hoekom ons die woord van God vat en ons werk deur die woord oor ons finansies, oor ons lewe, oor dit wat God van ons wil hê. Jy gaan nou sien, 1 Johannes skryf Johannes daar, hy sê, as julle die woord lees, sal julle besef wat om te doen as julle vrykom. So die gevolg van die leuen is 1, haat, woede, onvergewensgesindheid, gierigheid, welis of verslawing. Dis al hierdie goed wat opbou, omdat ek 'n sekere waarheid geglo het, en nou moet ek self medicate. En jy gaan dit baie mooi sien met Adam en Eva, hulle het 'n foutjie gemaak, 'n groot foutjie, hulle het droog gemaak, so my pa gesê. En nou moet hulle 'n oplossing kry vir dit, jy weet. So die waarheid bring altyd vryheid. Maak nie saak hoe moeilik dit is om te hoor nie. Ek gaan dit gou weer vir jou sê. Want die waarheid, om dit te vertel en om dit te hoor, is baie, baie moeilik, ons wil dit nie eintlik doen nie. Die waarheid bring vryheid, maak nie saak hoe moeilik is dit om dit te hoor nie. Maar leuns bring altyd gebondenheid, maak nie saak hoe maklik is dit om dit oor te vertel of te hoor nie. Dis die beginsel. En dan het ek vir jou gesê, omdat iets populêr is, beteken dit nie noodwendig dis die waarheid nie. So my oortuiginge bepaal my besluite, en my besluite bepaal my toekoms. Nou luister gou hierdie ding, ek weet nie of jy saamstem nie, maar jy kan nou vir my knik of jou kop skud of wat ook al, maar toe ek gebore is, het ek soos my ma en pa gelyk, né? Julle gaan nou sien vir Wion as ons hom insien. Pragtig, net sy ma en sy pa. Maar die dag as jy sterf, lyk jy soos jou besluite. Dis die waarheid. Die oomblik toe jy gebore is, lyk jy soos mamma en pappa, maar die dag as jy jou kop neerlê vir ewig, of nie vir ewig nie, ons slaap nie vir ewig nie. As jy doodgaan, lyk jy soos jou besluite. En hoe is die besluite wat jy maak? Daarom is hierdie reeks, wie het vir jou gesê? En ek hoop, deur die paar volgende Sondae, insluitend Goeie Vrydag en Sondag daarna, wil ek en jy 'n paar regstellings maak in dit hoe ons glo en hoe ons in hierdie geloof kom gebonde geraak het, en ek bid die Here regtig dat daar vryheid sal kom in 'n sekere area van jou lewe en dat jy bevryding sal kry in dit. So ek is in Genesis 3 vers 8, dis my teksgedeelte vanoggend,
Genesis, daar waar Adam en Eva toe nou eintlik besluit, hulle gaan doen wat God gesê het hulle nie moet doen nie. En ek is in hierdie teksgedeelte in vers 8. So hulle het gehoor, luister gou hierna, hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel. In die tuin dat die aandwind opkom en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Hulle het gehoor hoe God aankom. Luister, in my lewe het ek al geleef, dan weet ek, wag, ek hoor die Here kom, ek hoor hom, want ek weet ek het droog gemaak. Nou daar's twee uitwegte rondom hierdie ding, daar's verhouding en daar's godsdiens, en jy gaan nou die verskil baie duidelik in jou lewe sien. My ou groot vriend daar agter wat daar sit, ou Marius Ester het 'n uitstekende boodskap gebring so 'n tyd terug, gaan kyk dit op YouTube, oor Adam, waar is jy? En mag hierdie boodskap daarby aanhaak om die hart van die Here vas te vang in hierdie oggend. So hulle hoor hoe die Here in die tuin wandel, hier kom die ding, en teen die tyd dat die aandwind opkom en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. En dan vers 9. Net voor ek soontoe gaan, moet jy gou die volgende hoor. In hierdie stadium het Adam en Eva teenoor God gesondig. En God bly nou nie weg omdat hulle gesondig het nie. Hy gaan deur die gewone roetines van dit wat sy verhouding is met hulle. Dit is hulle wat wegkruip tussen die bome en die struike. En hy daag op soos hy nog altyd gedoen het. En die aandwind kom hy soos ouer gewoonte. Ons dink as ons droog maak en bly die Here ver weg. Vermy ons. Ons dink God kruip weg. Die gebruik is hulle stap saam in die tuin, maar luister nou wat gebeur in vers 9, maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra. Dis nou Adam is die mens hier. Die ander een is 'n vroumens. Dis heel iets anders. Maar kom ons bly maar by die teks en die konteks. Hy het vir die mens, kyk my vrou, kyk my nou kwaai aan. Maar hy het vir die mens gevra. Hy het geroep en gevra, "Waar is jy?" Vers 10. En dis nou die mens wat antwoord en sê, ek het nie gehoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal. En toe het ek weggekruip. En ek dink, dan sal die Here vir hom sê, maar wie het gesê jy's kaal? Wanneer het dit nou gebeur? Van gisteraand af hierdie tyd het ons nog geloop. Wie het vir jou gesê, waar is jou vrymoedigheid nou een van gisteraand? Maar luister, toe vra die Here om meer pertinent, en hy vra hom, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Wie het vir jou gesê? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? En dan gaan die storie aan, julle ken nou die storie. Wie het vir jou gesê om weg te kruip? Luister, vanoggend praat ek nie nou oor Adam en Eva nie, ek praat nou met jou en met myself. Vanoggend kyk ek my so in die spieël en ek sê, Jannie, wie het vir jou gesê om weg te kruip? Vir wie kruip jy weg? Wie het jou vrymoedigheid kom steel? Luister, godsdienst sê, ek het droog gemaak, my pa gaan my vrek maak. Dis nou my taal, dis nou nie vreeslik pastoraal nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. As jy 'n seun is en jy het 'n kwaai pa gehad, verstaan jy presies wat ek sê. Ek het droog gemaak, my pa gaan my vrek maak. Verhouding sê, ek het droog gemaak, ek beter by my pa uitkom. En dis wat Jesus ons kom leer het. Die verskil tussen godsdienst en verhouding, totaal en al ligjare wat verskil, en sê, luister, as ek net by my pa kan uitkom, dan sal alles alright wees. Weer daar gaan gevolge wees. En ek wonder waar staan jy vanoggend, in hierdie twee stellings wat ek gemaak het. Ek het nou so aangejaag, dat daar geen hoop vir my is nie, of, as ek net by my pa uitkom, dan is hy die hoop. Waar staan jy vanoggend? Kan ek ooit die Here innooi in my lewe? Kan ek wegkruip tussen die bosse en die bome van teleurstellings in my lewe? Of is jy op 'n stadium van jou lewe waar jy weggehardloop het van die Here af? En net hoop, hy kom nie dieselfde pad terug nie, want as hy hier langs kom, dan gaan hy besmoontlik weet waar ek is. En hy vra 'n simpel vraag. Hy weet tog alles. En wanneer die God van hemel en aarde vir ons vra, waar is jy? Hoekom kruip jy weg? Dan is dit nie omdat hy nie die antwoord ken nie. Weet jy wat, baie keer kruip ek en jy weg en ons weet nie ons kruip weg nie. Dis vreemd. Hy stop by Adam, sy vroukie. Hy sê, wie het vir julle gesê julle is kaal? Kyk, daai tyd het hulle toe net met die ribkool klere uitgekom. Julle weet hoe werk daai besigheid. Vyeblare afgetrek en nou rip hulle dit in dit kool, dit moet nou in plekke, jy weet, dit moet nou die hele liggaam bedek. Ribkool. Is nie 'n plan nie. Later het
die leerfaset van die lewe uitgekom, en toe het hy besluit, hy gaan 'n offer bring, maar jy gaan nou sien, menslike pogings kan die sonde wat jy gedoen het nie bedek nie. Jou beste pogings. So, daar's 2 punte wat jy moet onthou van vanoggend se boodskap. Die heel eerste punt is, God soek, of God is soekend. En hy soek na jou, en na my. En hierdie vraag in my hart is, hoekom kruip jy weg? En hoekom kruip ek weg? So kom ons begin by die begin, vers 9 van hierdie gedeelte, sê so mooi, maar die Here het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Waar is jy? Nou God vra nie 'n vraag omdat hy nie die antwoord ken nie, maar hy wil weet of Adam weet hy's verlore en hy moet nou wegkruip. Hoekom kruip jy weg? Hy vra dit omdat hy wil seker maak Adam weet hy het sy vrymoedigheid verloor. En waar presies is hulle nou? As hy vra Adam, waar is jy? Bedoel dit, ja, jy's nie nou op jou plek nie, jy's altyd hier, as ek hier kom is jy hier, maar bedoel, waar bevind jy jouself nou? Weet jy waar jy nou is? En luister, kom ek praat sommer met jou prontuit vanoggend. Ons ken nie mekaar van 'n koekie seep af nie. Meeste van die ouens wat hier is vanoggend besoekers, dit is so lekker om julle hier te hê. Prys die Here, ons kerk is nooit so vol nie. Waar is jy in jou lewe met die Here? Sê gou vir my. As jy daar elke aand as hy opdaag en stap julle hand aan hand saam en julle stap deur die tuin en so stap hy deur jou lewe, want dis wat hy wil doen. Sy begeerte is om saam met jou te stap. Dis al. Die ander ding is, hy soek na jou. Waar is jy? Daarom die vraag, waar is jy? Wat sou jou antwoord wees? Wat is die ligging op die oomblik van jou siel? Wat is die ligging van jou gees? Wat is die ligging van jou fisieke? Waar kruip jy weg? Is jy waar jy moet wees? Is jy in Vredendal? Het jy 'n sekere roeping hier? Is jy by die regte werk waar jy moet wees? In die regte beroep waar jy moet wees? Of is jy besig om te kyk of jy nog so ent of wat kan loskom met dit wat jy doen? Want jy's te bang jy maak 'n fout. Want iemand het vir jou gesê jy's nie goed genoeg nie. Waar is jy? Dit bring my by die volgende teks en dit het my, ek het 2 hare, ek dink ek wax dit elke Woensdag. Maar dit daai 2 hare laat regop staan. Kyk gou hierdie gedeelte in Openbaring 2 vers 2 tot 5. Wat God juist dit bevestig wat ek en jy al reeds weet. Hy sê hier vir hierdie kerk in Efese, hy sê ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Luister, Kompas familie is presies dit. Ons maak self die kerk skoon, ons pak self die stoele, ons het self die 3 waaiers gekoop, ons werk hard. Die kerk het amazing gegroei deur die genade wat die Here in ons harte kom instort het en die vermoë wat die Here kom werk het deur mense self by te voeg. Nou dink ek, hierdie ouens het seker ook net so gesukkel in die begin en kyk waar staan hulle nou en dan staan hier, julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgegee het dat hulle apostels is. So met ander woorde, ons kyk na wat is die waarheid en wat is nie die waarheid nie. Ons laat nie sommer enige ou op die preekstoel staan nie. Ons probeer nie, ons hou regtig by die Here en sy woord en sy waarheid. So ons weet wat reg en verkeerd is, net soos hierdie kerk. Wonderlik is dit nie. En gevind dat hulle leenaars is. Dan sê hy hierso, verder volhard julle ook, julle het baie in my naam verduur, ou broer, ek kan nou vir jou 'n boek skryf, en julle het nie moeg geword nie. Hier is dieselfde ouens oor en oor, as hier 'n funksie gehou word, is dit dieselfde ouens en hulle help, en dis mense wat nou bygekom het, dit is fantasties, mense wat nie moeg word nie. En dan sê die Here, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief, soos in die begin nie. Die ou vertaling sê, julle het julle eerste liefde verlaat. Dit kan bietjie verwarrend wees, want luister gou, dit beteken nie, hulle het Jesus verlaat nie, dan sal hulle mos nie al hierdie goed gedoen het nie. Hulle is vreeslik dinamies hierdie gemeente in Efese, en hulle doen 'n klomp amazing goed, en jy moet nou net gaan lees daar in Handelinge 18:19, sal jy sien, hulle het tot die Artemis beelde verwoes, en die afgodstempels is nou nie meer so gesog nie, en die mense het nou Christene geword. Hulle is vreeslik goed in dit wat hulle doen. Hulle dra die koninkryk uit, hulle praat Jesus, hulle deel Bybels uit. In vandag se tyd sou ou seker so gesê het, en dan sê die Here, maar julle het my nie meer so lief soos julle my het aan die begin nie. Texas. Dan dink ek hoop nie dis van die gemeente die geval nie. Ons het die Here anders te lief gehad toe net hierdie voorste ry vol mense was. Afhanklik was, mense ingebid het en gevra het, Here asseblief, kyk net eers in my hart. Ek wil tog nie hê mense moet my volg en dan is ek verkeerd. En hy sê nou dieselfde vir Adam en Eva. Hy sê ouens, ek is bewus van 'n verandering in die atmosfeer.
En dit het nie te doen met die aandwind nie, of die feit dat die bosse hierdie kant toe staan vanoggend nie. Nee, julle het verander. Wat het verander? Hoekom het julle my nie meer so lief soos aan die begin nie? God kruip nie weg nie, dis Adam wat nie meer daar is nie. God het opgedaag soos elke vorige aand. Adam het nie opgedaag nie. En ek is by 'n punt in my lewe waar ek hoop, ek daag elke keer op as die Here vir my vra, waar is jy? My vraag in my hart is, het jy vanoggend opgedaag? Daag jy op in jou huwelik? Ou broer, daai dag toe ek en Monica getrou is, toe sê daai predikant, en julle sal een word. My mattie, nie geweet wat een nie. Maar toe besef ek, eenwording is 'n proses tot in aller ewigheid. Ons gaan die heeltyd een word. Dis nie net daai eerste jaar nie. Ek moet opdaag. Ek moet opdaag by my werk, ek moet opdaag by dit wat ek doen met my kinders, my verhoudings, ek moet opdaag. En dan dien ons 'n Here wat ons kom soek. Hy kom soek ons in die aandwind, hy kom soek ons waar ons wegkruip. En luister gou na hierdie gedeelte. Joh, is amazing. Julle ken dit tog so goed. Die gedeelte in Lukas 19 vers 10. Kyk gou hier. Die seun van die mens hierso het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Nou luister, dit gooi hierdie boerseun se teologie wat ek geleer het absoluut by die venster uit. Ek het dit so, ek moet nou God soek. Ek soek my net nie dood nie. Jy weet? Ek soek hom hier en ek soek hom daar en ek soek hom hier en nou sien ek, weet jy wat? Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Jy moet gou verstaan, om te soek beteken regtig om te soek en aan te hou soek. Ons is nie besig met die Aurustus tydsvlak nie. Ek so 'n bietjie Grieks met jou deel, kan ek so vinnig. Die Aurustus is die verlede tydsvlak. So die Bybel is geskryf in verskillende tydsvlakke en hierdie is hulle noem dit die huidige vir altyd tydsvlak. So sozo is die woord daar vir gered en sozo beteken nie net om te red of te verlos nie, maar dit beteken om heel te word en te genees. Seun van die mens het immers gekom om te soek wat en te red wat verlore is. Nou, ons is konstant aan die hardloop. Ons is besig om te soek. Ou broer, ek hardloop van die een punt na die volgende punt, na daai punt om by alles uit te kom en so kom ek net nie by die Here uit nie. Nou weet ek nie, ek praat nou met myself, ek weet nie of ek eintlik besig is om weg te kruip of eintlik besig is om weg te hardloop of om te soek nie. Kyk gou hierdie volgende teksgedeelte. Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Dis wie die God is wat ons dien. Met ander woorde, hy kom nie net en gryp in 'n oomblik, en party van hierdie interessante bedieninge in kerke en interessante goed sê, dat die dag as jy jou hand opgesteek het in 'n diens, dat jy nou jou hart vir die Here gegee, en dan op 'n stadium val jy weg, of jy maak 'n fout of wat ook al, dan voel jy nou sommer ongered, maar die Here is die heeltyd besig om 'n volkomme werk te doen. Vir eens en vir altyd, as jy hom toelaat en jy stap saam met hom, die beginsel waarmee Adam en Eva opgedaag het om met God te wandel, beteken dat hy saam met jou sal stap, om vir ewig en altyd jou te verlos. Die ou vertaling sê dit so mooi, kyk gou hier, ek moet dit vir jou wys. As ek so gek is oor die ou vertaling, 7 vers 25, kyk gou hier. Wanneer die Here doen hy 'n volkomme werk, en dan staan daar, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Met ander woorde, dis wat die Here doen, elke dag daag hy op en hy is die voorspraak by die Vader. Gedurende voorspraak en inspraak. Met ander woorde, dis die een gedeelte waar God sê, ek gaan jou red. Ek gaan ingryp, ek is op soek na jou. Hy kan volkome verlos, ek hoef dit nie te doen nie. Ongeag dit wat jy dink onmoontlik is by die Here, hier het ek nou so droog gemaak, hy sal my nie kan help nie, dis nie die waarheid nie. Die woord sê hier, volkome verlos, volkome red. Kan jy dit sien? Daai gedeelte daar. Is 'n voortdurende en aanhoudende aksie. Ek word steeds gered deur my wandel. Still being saved is 'n Engelse woord. Sozo, om geheel te word. Met ander woorde, as 'n totaliteit
genesing te ontvang. Want hier is die ding. Onthou ons praat van hierdie beginsel dat God my soek en ek hoef nie, maar ek is nie die een wat op soek is na hom nie. Beteken nie God is weg nie. Kyk gou net hierdie volgende teksgedeelte wat die volgende ondersteun. Matteus 13 vers 44. Jesus vertel nou 'n gelykenis. Verder is die koninkryk, dis daar een van die parel, nee, in die visnet. Kyk gou hier. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in 'n saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop hy alles wat hy het en koop daai saailand. Dit is 'n raw deal eintlik, want onthou saailande was daai tyd die ding gewees soos grond vandag die essensie is, 'n kommoditeit is, was dit daai tyd ook gewees. Nou sê hy is besig in hierdie saailand en dan kom hy agter hier 'n skat en dan verkoop hy alles wat hy het en dan gaan koop hy hierdie stuk grond, want onthou hy kan nie nou daar grou nie, dis 'n ander ou se grond. As jy nou mense kwaad maak as jy dit wil doen. Dan gaan die Here verder aan. Jesus sê dan verder. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek. En toe hy een van die baie kosbare parels kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Nou hierdie gaan oor die koninkryk van God. Die gelykenis gaan oor die koninkryk. Dit gaan nie oor die skat nie. Dis 'n storie van 'n koning wat alles gevind het, wat 'n skat gevind het. Ek het gedink hierdie gelykenis gaan oor ek wat alles moet opgee, die wêreld moet agterlos en hierdie skat gaan soek. En nee, dis nie wat hierdie ding sê nie. Wat hierdie gedeelte sê is dat God die hemel prys gegee het en ek die skat is wat hy gaan soek het. Hy het 'n verlies gelei toe hy sy koningskap in die hemel prys gegee het om 'n onrein ding, was 'n parel, nê? 'n Parel is 'n onrein ding. Met ander woorde, ek en jy is onrein gewees. 'n Onrein ding uit 'n onrein dier gaan koop hy, want dis die grootste skat en hy sê nou het ek alles. Hy is die koopman. En ek is die hele tyd die koopman. Ek moet gaan soek vir skatte. En nou broer, het ek nie gesoek vir skatte in my lewe nie. Ek het Jesus gevind. Ek het die parel gevind. Nee. Hy het die hemel verlaat en na my toe gekom en gesê ek dink jy's pretty much kosbaar. En dit sluit aan by die volgende gedeelte, Efesiërs 2 vers 5. As jy jou Bybel het, kan jy saam blaai. Die ding is, ek en jy kan nie soek as ons dood is nie, is dit nie? Dooie mense soek niks. Hulle gebruik ook nie veel nie. Toe ons dood was deur ons misdade, het hy ons lewend gemaak met Christus. Uit genade is jy gered. Staan daar, ons was dood in ons misdade. Hoe vind 'n dooie mens iets? As ek droog gemaak het, as ek sondig is, hoe kan ek iets vind? Verder sê die woord ook, ons was arm as gevolg van dit wat ons gedoen het, sonde het ons arm gemaak. Dit staan in Openbaring 3 vers 17. Nou, ons kan niks koop nie. Ek kan nie die saailand koop nie. Ek's arm. Sonde het my arm gemaak. Hy is die een wat koop. Hy is die een wat sy posisie opgee. Hy is die een wat ons as die skatte kom haal hier op die aarde. Soos daar in Romeine geskrywe staan, kyk gou hier. Daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar's niemand wat verstandig is nie, daar's niemand wat God soek nie. Kan jy dit sien daar of praat ek uit my duim uit? Selfs in jou beste pogings, man. Luister, die eerste keer toe ek kerk toe was ek baie jonger gewees. En ek was van skool af, wat ek in 'n Christenhuis, 'n godsdienstige huis groot geword. En toe na hoërskool en universiteit het ek bietjie weggeval, jy weet. Was nie vir my so belangrik nie. En toe hier op universiteit, toe gaan ek elke Sondag kerk nie. Ek het nie die Here gesoek nie, maar daar was 'n meisie met sulke lang blonde hare gewees, my mattie. En so iewers tussen die gaan sit net so 2 banke van haar af en net hier en wat ook al het die Here my kom soek. Ek was nie altyd op soek na God nie. My ma en my vrou en almal sal getuig, jene, ek het 'n getuienis so lank soos my arm. Weet jy wat? Die Here het my kom haal uit die wêreld uit. Hy het my kom soek. 1 Korintiërs 7, kyk gou hier. Vers 23. Julle is duur gekoop. Moenie slawe van mense word nie.
Wat hy eintlik ook sê, hy sê, weet jy wat, jy kan net 'n slaaf word deur die stem na waar jy luister, na wie jy luister. Jy raak gevange as gevolg van die waarheid wat jy glo. Hierdie skat is weggesteek in die veld, dan koop hy dit en dan begin hy soek na dit, na hierdie stuk grond, wat daarin is. Ek en jy is hierdie skat. Dis die eerste punt, God soek my. Ons lees dit uit Adam en Eva uit, en jy sien dit nou hier deur die woord, ons het nie gesoek nie, God het my gesoek. Die tweede punt, God bedek. En luister gou, net God kan my sondes bedek. My beste pogings, my eie vermoë skiet ver te kort. En die Here weet dit. So hier kry hy hierdie twee tussen die bome. Die heel eerste ding wat hy doen, gaan kyk na in Genesis 3, vers 8, 9 en 10, selfs 11. Die heel eerste ding wat hy doen is, hy bedek hulle. Hulle het vyeblare aan, staan daar in die woord. Ek weet nie of jy jouself al probeer bedek het met 'n vyeblaar nie, ou broer. Dis soos daai ICU jurkies. Jy die een hand mos hier agter. Ou Mattie, jy moet mooi loop. Anders kom maar 'n fout. Jy fokus nie op die ding, jy fokus op jou hand. Jy het niks met bedekking te doen nie. Verstaan jy? ICU, dit staan vir ek sien jou. Van agteraf, as jy nie pas op nie. Jy vertrou nie in God nie, jy vertrou nie in die bedekking nie, jy vertrou in jou hand. En dis wat ek probeer vir jou sê is, weet jy wat, jy sê jou eie hand in jou eie lewe probeer jy jou regverdigheid werk. Crazy. Jy stap so rond, ek wil dit weer wys, jy stap so rond en jy sê, ag, ek vertrou die Here so, hy is wonderlik, maar jy kan nie hierdie hand oplig nie, want daar's 'n fout nou, sien jy? Soos my ouma gesê het, dan is jy kaal naakt. Onthou jy die laaste wonderwerk wat Jesus gedoen het, die tweede laaste een voordat hy aan die kruis gesterf het, wat ons Vrydag gaan vier? Kan julle onthou? Jesus gaan na 'n vyeboom toe en hy sê, wat kry ons hier? Net blare. Hy sê, weet jy wat, vervloek is jy. Kan julle dit onthou? Hoekom vervloek hy die vyeboom? Want vervloek is elke menslike poging, hierdie blare wat ek probeer toemaak en ek kry dit nie reg nie. Hoekom kom ek nie na die Vader toe nie? Dat hy my kan bedek nie? En die Here sê, weet jy wat, ek sien jou, Janeman. Jy's vol blare, ou broer, en jy dink jy lyk reg, maar daar's geen vrug in jou lewe nie. Hoekom kruip jy weg? Hoekom kruip jy weg agter jou blare? Eie geregtigheid. Dis hierdie selfbedekking. Dis die voorlaaste wonderwerk. En ek wonder of dit die laaste een is om by die voorlaaste een aan te sluit nie, toe Petrus Malgas se oor afkap. Asof die Here vir hom sê, sal julle nou luister wat ek sê? Luister na my. Genesis, we gaan net daar stil staan. Genesis 3 vers 21. God bedek ons gedurig, luister gou. En die Here God het vir die mens en sy vrou 'n rokkie van vel gemaak en hulle het dit aangetrek. Nou luister, die heel eerste offer en die heel laaste offer word deur God gebring. Die heel eerste offer, dit beteken daar moet iets nou sterf, iets gaan ly, iets gaan doodgaan as gevolg van sonde. Dis altyd die gevolg van sonde. Hy sê nie vir Adam, luister, gaan slag gou 2 bokkies daar en dan bring jy daai goed dat ek vir julle kan aantrek nie. Nee, hy doen die werk. God bring die eerste offer. En die Vader bring die tweede offer wanneer Jesus hang aan hierdie kruis sonder dat hy enige skuld of sonde het. Sonde het dood tot gevolg. Wat vir my so mooi is van dit, en luister, dis die hart van 'n vader. 'n Pa staan nie daar en toekyk dat hierdie twee nou daar is in die bome en takke en blare en hulle is onvrymoedig en kyk nou vir hulle daar en kyk so, jy weet, ons het maar so 'n manier wat my vrou het so 'n manier as ek laat kom in die aand en kyk sy vir my so. Ons het so 'n manier wat ons na ons kinders so kyk en dink, "Jo, my Mattie." Hy kyk nie so nie. Hy staan nie en kyk nie, hy spring in en hy bedek hulle naakheid. Hulle onvermoë om reg te doen. En die ander mooi ding is God het nie hulle naaktheid of hulle sonde geïgnoreer nie. God gaan ook nie jou nie ignoreer nie, hoor. Hierdie sal nooit 'n gemeente wees waar ons sonde goed praat nie. Nooit. Want God ignoreer dit nie. Maar daar's 'n manier waar die Here dit, wanneer ek dit na hom toe bring, kan bedek. Hy kan dit wat hy bedoel het vir my ondergang weer werk tot 'n oorwinning in Christus. Hierdie is my gunsteling skrif, ek stuur dit gereeld vir my seun daar op die universiteit. Weet jy, dalk het julle ook dieselfde beginsel. 1 Johannes 2 vers 1.
Hy gaan so: My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Maar die gedeelte gaan verder en sê, hy is die versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld se. Kan julle dit sien? Ek skryf aan julle hierdie dinge, dat julle nie moet sondig nie. Met ander woorde, daar is vir ons geskryf dat ons nie moet sondig nie. Lees die Bybel en sê jy nie droog maak nie. Dis maar eintlik wat ek vir jou elke keer sê. Ek skryf aan julle, hier is vir ons geskryf, sodat ons nie moet sondig nie. Die woord help ons daarmee. Ek sê vir hom, ja, as jy meer Bybel lees, sal jy minder kwaad doen. Hou op wegkruip, punt. En ek sluit af met hierdie gedeelte. Wanneer die verlore seun sy erfporsie by sy vader opneem, sê die Bybel, hy het van die huis af weggegaan. Sy tuiste, daar waar hy gebly het, hy het van die Vader af weggegaan. Luister, ek en jy kry ons gedurig by 'n punt waar ons besef, maar ons is nie nou weer by die Vader nie. Jy kan kies om te bly daar waar jy is, of jy kan regtig terugkom na die huis van die Vader toe. En hy sê daar so, hy het al hierdie geld verkoos. Hy het vermors en verkoos, sy erfporsie, dit wat hy ontvang het van die Vader. Hy druk nog aan voor die tyd, sy pa is nog nie eens dood, en dan sê hy, gee wat myne is, en dan gaan verkoos hy dit. So mooi Afrikaanse woord. En dan sê die Bybel dit so mooi, hy sê dis 'n losbandige lewe, 'n lewe wat nie verband het met die Vader nie. Dis wat losbandigheid beteken. Nou luister, ons het nou al meer gesofistikeerd geraak in ons losbandigheid. Ek maak nie nou so droog dat ek in die koerante beland nie, maar weet jy wat, ek het nie meer 'n gebondenheid met die Vader nie. En dis wat my bekommer. En toe die verlore seun sy erfporsie verkoos het, sê hy vir homself, ek sal teruggaan na my vader se huis toe en ek sal weer net soos 'n slaaf word. En toe hy dit doen, sê die gedeelte in Lukas, sê so mooi, sy pa het vir hom gekyk, hy het hom gesoek, net om te bevestig dat God ons soek. En toe hy nog ver was, staan daar so mooi, let op, toe hy nog ver was, sê die skrif, dat die Vader na hom toe gehardloop het. Nou ek weet, jy ken die volgende gedeelte, maar ek sê dit net vir as jy vergeet het. In die Joodse kultuur het mans nie gehardloop, een het dit gedui op vrees, en twee, dit is onbetaamlik gewees vir 'n man om sy engels te wys, vir alle ouerige Joodse oomie. So toe vat hy hierdie kleed en hy maak hom om sy middellyf vas. En hy sit pad af. Nou kyk gou wat het hy gemaak, hy is nie nou meer skaam nie. Nie so bikkie, hy is nie nou meer skaam nie. Hy vat nou die skaamte van sy seun, en hy plaas dit op hom. Is eintlik sy seun wat moet skaam wees. Maar hy gaan homself nou belaglik maak. Luister, as jy so droog gemaak is soos wat hierdie seun droog gemaak het, dan is die regte ding om te doen as hy nou terugkom, moet jy met 'n klip doodgooi. Dis die Joodse wette. Hy hardloop na hom toe, hy omhels hom en hy soen hom en hy sê, my seun. Want in daai tyd, as 'n seun gedoen het wat hierdie kind gedoen het, was dit klaarpraat gewees met hom. Die hele dorp is kwaad. Hoe kan hy hierdie kultuur en hierdie pa van hom, jy weet, die hele status, en as jy nou die storie van Dawid ken, sal jy rede verstaan hoekom Dawid ook eendag weggesteek is agter die skape, want sy pa het met 'n Filistynse vrou, hulle het gedurig met die ou samelewing te doen gehad. Maar terug by die storie. Die storie is interessant. As hy terugkom, gaan hulle hom doodmaak. Met hierdie pa wat hardloop en hierdie klomp mense wat agteraan gaan, gebeur dieselfde wat gebeur in Johannes 8, toe hierdie vrou van ontug betrap is, en die pa sê, laat een van julle 'n klip gooi. Hy sê, bring vir my daar 'n ring. Bring vir my 'n nuwe kleed. En dan sê die versoeningskus, en hy sê, luister, almal van ons is bly, want my seun wat dood was, het teruggekom. En die pa het hom gaan soek. Hy sê, moenie waag om hom aan te raak of met 'n klip te gooi nie. Luister, ons maak mense partykeer dood voordat hulle terugkom by die Here. Praat nou van ons as medegelowiges. Steede om te sê, waar is jy? Wie het vir jou gesê jy moet wegkruip? Sê ons, jy moet net daar bly, dis waar jy verdien het. Pele eet is jou storie. Maar nie hierdie pa nie, hy het net gehardloop, hy het homself blootgestel. Hy het sy eer op sy geskryf, sy waardigheid gelos.
Nou luister, vanoggend staan jy dalk nog ver. Jy is so 'n pad af en jy hoor die musiek en jy hoor die aanbidding en lofprysing en jy hoor hoe mense met God wandel en jy het hierdie begeerte en jy wil so graag net deel wees, al is jy net 'n slaaf van die omstandighede. Jy weet, daar in die kamp wil die Here vanoggend vir jou sê, luister, kom hiernatoe. Kom na die Pa toe. Kom na die Vader toe. Hy het reeds al die prys vir jou betaal. Jy's 'n kosbare parel. Wie het vir jou gesê jy moet die pad afstaan? Ek wil vir die ander boeta sê, hy het nou klaar met hy nie die vetgemaakte kalf kan eet nie. Niemand het nog vir hom dit gedoen nie. Wie het vir jou gesê jy kan dit nie doen nie? Vanoggend het jou Vader gehardloop. Jy gaan keer voordat jy afgedraai het, jou vrymoedigheid verloor het, want ek dink dis wat 'n seun doen wat lanklaas by die huis was. Ek dink so 'n seun kom op 'n punt en dink, luister gou, ek het die grootste fout van my lewe gemaak. As ek nou hier instap, ek kan nie dink wat my pa gaan sê. Met trane in sy oë en liefde in sy arms omhels hy hom. Die ander ding is die Vader, ons Vader, het lankal besluit jy's 'n kind. Waar kruip jy weg? Hoe lank nog? Hierdie tyd wanneer ons nou die kruisiging van Jesus vier, is dit nie die historiese herdenking van Jesus wat aan die kruis gesterf het nie. Ek en jy word ingeprop saam met Jesus. Luister, die ding is, jy moet iets van Jesus se kruisiging verstaan, man. Ons sien baie flieks en dan sien ons daar hoe hulle gekruisig en hy het hierdie doekie aan. Hy's kaal gekruisig en die kruis was nie hemelhoog gewees nie, hy het hier gehang, net hier by jou, sodat hulle hom kon spot. 'n Soldaat het met 'n spies in sy sy gedruk, hy het nie deur gehang wat, nee, hy hang hier kaal, hy verdien dit nie. En dis die enigste prys wat die moeite werd is. Dis die volmaakte prys, daar's niks beter nie. Hoor jy wat ek vanoggend vir jou sê? Daar's niks anders wat jou gaan loskoop nie, behalwe dit nie, en is jy bereid om so te sterf? Hy het kaal gesterf, sodat jy bedek kan wees met die liefde en die genade van die Here. Ek wil vir jou bid, en ek wil regtig die Here vra, dat hy jou die vrymoedigheid sal gee, om weer op te daag, wanneer die Vader kom, en saam met jou verhouding wil hê, saam met jou wil wandel, in die genade en liefde van Jesus. Jy kan opkom, kom ons bid saam. Jesus Christus, Here, vanoggend kom bid ek in manneharte en vroueharte, Vader, dat ons deur al hierdie woord net weer vasmaak aan die feit dat U ons kom soek, en Here, dat ons ophou sal wegkruip van die omstandighede en situasies wat U soek om ons nader te trek, Here. Dat ons sal opdaag vir die afsprake wat U met ons het, in ons families, in ons gesinne, in ons werk, en Here, dankie vir die geleenthede wat U skep vir ons om terug te kom. Here, dat U ons bedek met U goedheid, genade en guns en vreugde, en dat U vir ons kom gee status, 'n ring aan ons vinger, en Here, dat U die oordeele van die wêreld kom terughou wanneer hulle ons met klippe gooi. Die genade is so groot, die liefde is wyer as wyd, en Here, ons kom bid nou vir die kosbaarheid en die bediening van Jesus in elkeen van ons lewe, wanneer ons sê, Here, kom haal ons. Vader, ons kom getuig van U absolute genade en liefde in ons lewe. Ons bid ook, Here, dat U ons nou in die volheid ook sal ontmoet. In Jesus naam. Amen. Okay. Net gevinnig iets oor inseëning wat jy moet verstaan. Want ons het olie hierso, nee. Almal my kan my nog steeds sien, nie regtig op die kamera nie, moet ek weer op. Sorry. Wat jy gou moet verstaan rondom inseën is die volgende. Dis die mooiste ding wat ons kan doen wanneer ons kinders aan die Here wy. Dis 'n toewyding van ons kinders aan God. Wion, spreek is dit uit Gerrit Nieuwoud of Nieuwoud? Want ek wil net nou sy naam reg uitspreek, anders het hy hom vir altyd. Nieuwoud.
Luister wat ek besef net, en ek besef dit al hoe meer, dat dit kos 'n familie om 'n kind groot te maak. En hier kom twee ouers en hulle sê, luister gou, ons wil regtig hierdie kosbare geskenk van God, wat hy's vir ons geleen, wil ons aan die Here kom toewy. Hanna het dit gedoen met Samuel en raai wat, toe Maria vir Jesus soek, toe sy terug in die tempel. Hulle kom sê vanoggend, ons wil hierdie seun wil ons toewy en ons wil hom groot maak in die wee en die vrees van die Here. Ons wil hom regtig aan Jesus wy. En wat dit beteken is, onthou, hy lê nou salig onbewus van dit wat rondom hom aangaan, maar hierdie hele familie is vanoggend hier dat getuie is om te sê, luister gou, ons stem in en ons wil hier verklaar voor getuies dat ons manier van leef 'n impak gaan hê op sy lewe en ons leef soos Jesus wil. En op 'n stadium kom die ouers en toe hulle besef, luister, dis eintlik die wonderste ding om te doen, is om kinders te bring sodat Jesus hulle kan seën. Toe raak die disippels op stroppelis. Jy weet, hulle raak bietjie opgetens oor die storie want hulle sê, jong, wat is dit nou met hierdie kinderstorie? Net kinders regtig 'n plek in die koninkryk en Jesus sê moet hulle nie verhinder nie. Laat hulle kom. Want hierdie kind is vir God belangrik, absoluut belangrik. So ek wil die ouers nooi vir Johan en Wilandri vir Vion vir ons te bring en ons het vir Vion het ons 'n Bybeltjie, sy eerste, tweede Bybel. Nie veel Bybels het hy al nie. Ons wil vir hulle 'n Bybel gee. Want hulle sê mens kan nie van melk en brood alleen lewe nie. Maar van die woord, elke woord wat uit die mond van die Vader uitkom. Matteus 4 vers 4. Moet ek onderstaan? Kan ek? Dis wonderlik. So, dankie Gerrit. Alright. Nee, jy is welkom. Luister. Kom ons staan so. Hoeveel grootouers is hier? Is dit net julle twee? Is hier nog? Luister, ek soek almal hier voor. Ekskuus, ek het dit nie gesê nie, maar ek soek almal hier voor. Kan ek insien? Vir jou. Ja. Ons staan hier voor. En wat julle doen is, julle sit julle hande net so op hierdie twee kinders van julle en op Vion, so beweeg so agterom. Dan sy pa moet hier by hierdie seun staan. Daar's nie 'n spesifieke formaat nie, maar ek like dit as my pa altyd agter my gestaan het. Luister, julle het oulike kinders en super oulike kleinkinders. Ek ken hulle nou. Hulle is nooit stout nie, ek weet dit. Mens moet altyd lewe spreek, sien julle? Luister, ek weet nie regtig wat beteken sy naam nie, maar as ek kan aflei my eie hart, wys die Here vir my, dit beteken iets so Sion, dis 'n stad van God, die tuiste van die Here, en mag ons dit oor sy lewe profeteer, en sê dat die Here by hom in sy binnekamers kom tuiste maak. Dat die Here sy bron sal wees, vir julle sal opvoed, wysheid gee verby julle jare, en hierdie kosbare grootouers wat julle het, ook sal bydra en inweeg. So ek wil vir hom bid en hom salf. En die salwing met die olie het ek spesifieke krag nie. Luister, die ander ding is ons glo nie. Ons glo nie in inseëning nie, hoor. Party mense vra, glo julle in inseëning? Nee, dis nie 'n geloof nie. Dis net iets wat ons doen. Dis nie 'n sakrament nie, dis net om te sê ons wy hom aan die Here toe. So ek wil ons sommer net salf. Here, ons kom dra Vion op aan U vanoggend. Vader, die krag en genade van Jesus Christus en die liefde en die absolute deernis van die Heilige Gees, mag ons hom vul nou in die volheid van Christus, Here, deur sy Gees kom woon in hierdie wonderlike stad van God. Here, hierdie liggaam van gelowiges kom nou en maak hulle toe, Here, ons sal 'n muur van vuur om hulle wees, en die heerlikheid van God in hulle midde, en ons bid nou, Here, dat U sy paaie sal gelyk maak, die genade sal wees, Here, ook die wysheid sal wees wat hy kort kom, Here. Die kosbaarheid sal wees in sy midde, en dat hy die kosbare skat is, waarvan U praat in die woord. Here, ons kom bid vir die ouers ook, ons bid vir Johan en Wilandri, ons kom vra net, Here, sal U hulle tot vervelings toeseën, met genade en krag en liefde, en die wysheid verby hulle jare, soos ek gesê het, sodat hulle die regte besluite kan neem. Here, sodat hulle kinders sal opgroei, as wilgers van geregtigheid, terbinte van geregtigheid. Here, nou kom bid ek net, en ek vra asseblief in Jesus naam, dat die alle negatiewe invloed in hulle lewe kom afsny. Enige vorige
bloedverwante goed wat kan moontlike rol speel in hulle lewe vandag. Here, ons kom sny dit af in volkome genesing en gesondheid in hierdie kinders se lewe in Jesus naam. En ons roep dit voor getuies en die hemel vanoggend en ons vra Here dat U hulle nou sal seën in die oorvloed van die seëning en die keer van die seëning in Jesus se kosbare naam. Amen. Amen. Luister hier van ons gemeente se kant, wil ons net baie dankie sê vir julle liefde en genade en sommer net so 'n geskenkie. Dis nou 'n Bybel dat hy saam met julle kan lees. Dankie. Baie geluk, lief vir julle. Dankie. Dankie Gerrit. Gaan nou mooi vir julle sê. Nou ja, toe. Gemeente, ons gaan afsluit. Dankie dat jy ons ook ondersteun met jou finansies en bydraes en dat jy die koninkryk van God daarmee seën. Want sonder dit is dit nie moontlik vir ons om te doen wat ons graag wil doen nie. So ons het 'n plaasbediening wat nou einde van Mei is, nee Ines? 1ste, 2de, 3de Mei, 4de, 5de. Naby Mei. Ons gaan nou 'n datum kry, maar dis iewers in Mei en ons vat 'n klomp plaaswerkers wat ons Strandfontein toe. En dis weer iets wat ons aan die gemeenskap gee en luister hier, dis so kosbaar want ons boere sit daar agter en luister as jy span het wat gered is en wat by die Here is, dan maak dit net die lewe baie makliker en dit gee vir hulle ook value, dit gee vir hulle ook waarde. En die lekker ding is ons wil weer die identiteit terugsit in hierdie ouens wat die wêreld kom steel het. So dis ons bydra en is hulle finansier dit nou al vir jare en ons gemeente het nou begin inweeg daar en ons sal die Here dankbaar wees as jy 'n bydra kan maak daartoe, net soos wat die Here jou lei ook. Baie dankie vir dit wat jy ook doen. Ja, die Here is goed en sy liefde ken geen perke nie. Maar ons gaan afsluit saam met jou. Baie dankie dat jy hier was vanoggend. Ek wil na die tyd wil ek jou net seën ook. Ja, as ek nou klank, kom ons staan. Ons sluit af met die seën. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. Mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou. Mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. Mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou. Mag hy jou vrede gee. Amen. Familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders. Mag sy vrede jou vooruit gaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer. Jou vreugde, hy is vir jou, hy is vir jou. Amen. 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 It is
en bewaar jou, skyn sy hand tussen voor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee, mag hy jou vrede gee. Terwyl jy so staan, wil ek die seën van die Here oor jou lewe uitspreek en ontvang dan die seën van die Here. Mag jy ervaar dat die Here een is wat na jou soek om jou te bedek en jou te seën en jou identiteit te gee, jou status te verhef tot 'n kind van God. Mag jy ervaar hoe die wêreld jou vernietig en die vryheid van God sy waarheid is. En mag ons dit omhels in hierdie week wat kom en mag jy in hierdie vrede van God jou hart bly draai na die een wat vir ons kom soek het. Gaan dan in hierdie week in sy vrede en die genade wat hy gee in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie.